Hartlike goeiemôre vriende, ons is die Here nog dankbaar dat ons andermal kan saam wees so rondom die wonderlike woord van die Here. Die gebed van my hart is dat die Here vir ons met wysheid sal bekragtig en dat die Here vir ons groot genade sal gee om die waarheid van sy woord aan te hoor, te verstaan en dan ook uit te leef, sodat ons hom welbehaaglik kan wees. Soos u weet, gaan ons almal een of ander tyd voor die Here staan om rekenskap te gee van ons lewe. Die Bybel sê vir ons lewensjare 70 is ons sterkes 80. Die uitnemendste daarvan is moeite en verdriet. En hierdie is nie 'n waarborg dat almal 70 en 80 gaan oud word nie, maar die Here gee vir ons hierdie breë skopus om te sê, luister, jou en my lewe gaan ten einde loop, en dan gaan ons voor die Here rekenskap moet gee. En daarom is die gebed van my hart dat u sal sien dat elke oordeenking het ten doel om u op te roep, sodat u saam met my 'n lewe sal lewe wat God welbehaaglik sal wees. Nou, ons is tans besig met hierdie reeks aktuele boodskappe. Ons het gister stilgestaan by die gedagte, wat beteken dit om te bid vir herlewing? Ek het baie duidelik gesê, vriende, dat herlewing gaan oor die kind van die Here wat opnuut moet toewy aan die Here, opnuut 'n hoë agting vir God moet hê, 'n hoë siening van God, 'n hoë siening van sy woord, 'n aflê van sonde, 'n lewe van nederigheid, van toewyding, waar ons dan ook opnuut die vuur van ons eerste liefde sal laat brand in ons siele en kragtige getuies vir die Here sal wees. U het gesien, ons het uit die boek Openbaring bietjie gekyk na van die 7 gemeentes en gesien hoe die Here ons oproep om die oor te draai om te hoor wat die Gees aan die gemeente wil sê. Nou die vraag na vore gekom, is Suid-Afrika op die rand van herlewing of dan van oordeel? Nou vriende, ek is nie 'n profeet nie en ek kan nie sien wat in die toekoms gaan gebeur nie, maar wat ek vir u kan sê is dat daar baie duidelike ooreenkomste is tussen die volk Israel en Suid-Afrika. Dis nie net Suid-Afrika nie, maar die volk Israel en eintlik die wêreldbevolking het baie ooreenkomste en kan ons 'n mooi lyn trek deur dit wat die Here vir sy volk gesê het en wat die Here vandag nog vir ons sê. En as ons gaan kyk na die volk Israel se lewe, dan sien ons dat hierdie volk Israel in 'n mate goed begin het. Daar was 'n mate van toewyding aan die Here gewees, nie van almal nie, maar van 'n groot gros van die volk, en op 'n stadium het hulle so stelselmatig weggeval en die volk Israel het eintlik later totaal verval in afgodediens en in sonde en in boosheid, soveel so dat die Here profete opgewek het om hulle te waarsku om terug te keer na hom voordat hy die oordeel stuur. Nou as ons gaan kyk na die Ou Testament, dan sien ons daar is hoofsaaklik 2 groot profete, die profeet Jesaja en die profeet Jeremia, wat dan ook geskryf het oor hierdie oordeel van God. Die ander profete het verseker ook daaroor geskrywe, maar as ons kyk na Jeremia, dan sien ons dat die Here Jeremia belas met hierdie saak van die volk se sonde, en hy staan ook bekend as die profeet van trane, wat gereeld gehuil het oor sy volk, en hulle toestand en hulle opgeroep het tot bekering, en vir hulle gesê het, as julle nie bekeer tot God nie, gaan God die oordeel oor julle stuur. En vriende, daar was hoofsaaklik so 5 sondes gewees, wat eie was aan die volk Israel, waaroor Jeremia spesifiek gepraat het, waarvan hulle moes bekeer het. Hulle het hulle nie daarvan bekeer nie, en ons sien hoe die Here hulle in ballingskap weggevoer het, God se oordeel oor hulle gebring het. Ons sien dieselfde vandag in Suid-Afrika, en ek wil konsentreer op Suid-Afrika, hoewel hierdie sondes wêreldwyd is, wil ek konsentreer op Suid-Afrika, want ons baie predikers wat vir ons sê, ons staan op die rand van herlewing. Baie predikers sê, man, ons gaan herlewing smaak nog voor die einde van hierdie volgende 5 of 4 jaar, of wat ook al wat voor lê. Ons gaan herlewing smaak, terwyl alles, vriende, op die horison vir ons wys, dat ons nie herlewing tegemoet gaan nie, maar God se oordeel, omdat ons weier om ons te bekeer van ons sondes. En ek gaan hierdie 5 sondes vir die uitlig wat in die volk Israel se lewe teenwoordig was, en waarom God hulle dan geoordeel het, en ook hoe hierdie sondes in ons dorp, in ons land, en in Suid-Afrika so aan die orde van die dag is, dat ons eintlik moet wag vir God se oordeel, as ons nie wil bekeer nie. Vriende, nou een van die eerste sondes wat uitgestaan het uit die boek Jeremia, en jy kan self gaan lees deur die boek Jeremia, is dan die gedagte van waarheid het ontbreek, terwyl leentaal aan die orde van die dag was. Daar in Jeremia 5 en 6 lees ons hiervan. Jeremia skryf en hy sê, swerf rond in die strate van Jerusalem, en kyk tog, en verneem, en soek op sy pleine, of julle iemand vind, of daar een is wat reg doen, wat waarheid soek, dan sal ek daaraan vergifnis skenk. En of hulle al sê, so waar as die Here leef, sekerlik sweer hulle vals.
Nou as u die konteks van hierdie boek gaan raak sien en deur die boek gaan lees, sal u agterkom dat leentaal aan die orde van die dag was. Vriende, van die leiers bo, dwarsdeur tot die kinders onder, het almal vir mekaar gelieg. Die landsleiers het gelieg vir die mense. Die predikante of dan die valse profete en die mense wat in die tempeldiens gedoen het gelieg vir die volk. Ons sien hoe die ouers vir die kinders gelieg het, die kinders vir die ouers. Ons sien, vriende, hoe leentaal aan die orde van die dag was. En dan ook die leentaal, die uitvloeisel daarvan bedrog, waar mense mekaar blaatant bedrieg het. Jeremia 6 vers 13. Want van hulle kleinste tot hulle grootste maak hulle almal onregverdige wins. En van die profeet tot die priester pleeg hulle almal bedrog. Dis hartseer as ons sien hoe die volk Israel se lewe daarna uitgesien het. Maar vriende, Suid-Afrika is presies dieselfde. In Suid-Afrika lieg ons landsleiers vir ons. Van ons parlement, dwars deur die justisie, die polisie, die weermag, die onderwys, die tersiêre inrigtings, dwars deur tot in die ouerhuis, ouers teenoor kinders en kinders teenoor ouers, predikante van kansels. Ons is 'n klomp leenaars in hierdie land. Ons lieg en bedrieg vir mekaar en ons dink God sien dit nie. Ons dink hy hoor dit nie. En ons dink ons gaan herlewing hê. Predikante beloof van die kansel dat die Here vir hulle hierdie visioen gegee het van herlewing. En die Here roep ons op om herlewingsdienste te hou en herlewing gaan uitbreek. En God het vir my hierdie visioen en droom en openbaring gegee, terwyl ons lieg en bedrieg en God se woord gering ag. Vriende, baie duidelik, dat ons nodig het om ons te bekeer van hierdie leuns voor God se oordeel kom. Hoor wat sê die Here in Efesiërs 5 of 4 vers 25. Die Here sê, daarom lê die leuen af en spreek die waarheid elkeen met sy naaste, want ons is mekaar se lede. Die man is nie veronderstel om vir sy vrou te lieg nie. Die vrou is nie veronderstel om vir die man te lieg nie. So ook nie die ouers vir die kinders en die kinders vir die ouers en die dominee vir die gemeente vir die dominee en so kan ons aangaan nie. Die Bybel sê, lê die leuen af. Met ander woorde, dis soos 'n ou kledingstuk wat jy uittrek en jy trek vir jou 'n nuwe kledingstuk aan. Lê die leuen af en waarmee moet jy jouself nou beklee? Met die waarheid. Want jy sien, as jy die leuen af lê, moet jy onmiddellik die waarheid begin praat. Nou, om die waarheid te praat kos jou baie keer 'n prys en daarom wil mense eerder die leuen kies. En vriende, die leuen kos jou 'n groter prys. Want as jy uitgevang word, die skaamte, die skande en al die gevolge is baie groter as om die waarheid te praat en God te vertrou vir die uiteinde. Sagaria 8 vers 16 sê, dit is die dinge wat julle moet doen, spreek die waarheid met mekaar, beoefen waarheid en 'n regspraak van vrede in julle poorte. Spreek die waarheid met mekaar, hou op lieg. As die telefoon lui, hou op 'n leuen vertel vir die persoon aan die ander kant. As jou vroue iets vra, hou op 'n leuen vertel. As jou kinders met jou praat en jy vang hulle uit dat hulle lieg, tig hulle, dat hulle kan leer dat daar straf is as 'n mens met leuns besig is. Kolossense 3:9 sê, lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die ou mens met sy werke afgelê het. Israel het gebly lieg, van die boonste tot die onderste, van die hoogste tot die laagste, van die oudste tot die jongste. En God het sy oordeel oor hulle gebring, omdat hulle hul nie wou bekeer nie. Daarom is belangrik dat u en ek hand in eie boesem sal slaan, en vir die Here vra, hoe lyk my eie lewe? Die tweede gedagte, vriende, wat duidelik uitgestaan het, en ons gaan daarby volstaan, en dan sal ons volgende keer aangaan met die ander gedagtes. Nog 'n rede waarom God sy volk geoordeel het, en waarom ek vir u kan sê met sekerheid dat herlewing nie vir ons voorlê nie, maar God se oordeel as ons nie bekeer nie. Daar was 'n weiering om hulle sondes te erken en te laat staan. Hoor dit staan in Jeremia 5 vers 3. O Here, is u oë nie op opregtheid gerig nie? U het hulle geslaan, maar hulle het geen pyn gevoel nie. Hulle het opnuut gemaak, maar hulle het geweier om tugtiging aan te neem. Hulle het hul aangesig harder gemaak as 'n rots, geweier om hulle te bekeer. Is dit nie tragies, vriende, dat hierdie volk geslaan was van alle kante? God het allerhande ellende oor hulle gestuur, allerhande droefheid, allerhande hartseer, en hulle het nog steeds nie hulle bekeer nie. Hulle het hulle aangesig harder gemaak as 'n rots en geweier om hulle te bekeer. Is dit nie ook so in Suid-Afrika nie?
Vriende, waar moet ons nog geslaan word? Van bo tot onder, almal ly, kinders, groot mense. Ag vriende, die ekonomie, die kerke, die organisasies, die welsyn, die justisie, die polisie, die weermag. Vriende, die algemene landsomstandighede is haglik in Suid-Afrika. Waar wil ons hê, moet die Here ons nog slaan? Maar die Bybel sê, dit is asof ons aangesig harder gemaak het as 'n rots. Asof ons die vuis gebal het na God en sê, ag Here, ons stel nie belang nie. U kan ons nou maar slaan waar u wil, ons sal aangaan met ons sonde. Is dit nie ook so wat gebeur het in die gemeente Efese nie? Die Here sê vir hulle, ek het dit teen jou dat jy eerste liefde verlaat het, onthou dan waarvan dan jy uitgeval het, en bekeer jou en doen die eerste werke, anders kom ek gou na jou toe, en sal jou kandelaar van sy plek verwyder, as jy jou nie bekeer nie. By Efese vind ons vandag die ruïnes van daardie kerk. Daardie kerk het tot niet gegaan, die Here die kandelaar verwyder, daar staan mirasies, daar's niks anders te oor van die kerk in Efese nie. Waarom? Omdat hulle nie wou bekeer het tot die Here nie. Vir Pergamus sê die Here dieselfde, bekeer jou, anders kom ek gou na jou toe, en sal teen jou oorlog voer met die swaard van my mond. Die Here sê vir die kerk, ek sal teen jou oorlog voer, as jy bely, jy ken my, en jy is my volgeling, en jy doen nie, wat ek vir jou sê nie. Vriende, moenie dat God jou vyand word nie. In Suid-Afrika is ons besig om God uit te tart, en vir hom te sê, Here, kom gee jou beste vir ons, wys ons wat kan jy doen. En vriende, ek wil vir u sê, moenie God uitdag nie. Die Bybel sê vir ons, dat hierdie God is 'n verterende vuur. Die volk Israel en Suid-Afrika het so baie ooreenkomste. En as ek kyk na die ooreenkomste, wil ek vir u sê, herlewing is nie aan die voorhand van Suid-Afrika se toekoms nie, maar juist die oordeel van God. Waarom? Omdat ons nie wil bekeer nie. Wat is my gebed vir môre? Dat ons sal bekeer. Dat ons leuen sal bely. Dat ons nie sal weier om ons knie te buig voor God nie. Dat ons sal sê, Here, help ons dat ons u sal dien in gees en in waarheid. Mag die Here ons genade gee. Ek sal aangaan met hierdie oordeenking, vir 'n paar gedagtes uit die woord verder te wys, die ooreenkomste, sodat ons werklik kan verootmoedig voor die Here. Dat die Here werklik sy kinders sal opnuut laat herleef en sal het toewy aan hom, sodat ons 'n getuie kan wees in die wêreld en die Here kan vertrou vir die redding van kosbare siele. Vriende, groete, mooi dagie verder, tada.